Ons kyk vanoggend na Romeine hoofstuk 16 vers 21 tot en met vers 27, daai laaste gedeelte. Romeine 16 vers 21, Timotheus, my medewerker, groet julle. En Lucius en Justin en Sopater, my stamgenote. En Tertius, wat die brief geskryf het, groet julle in die Here. Gaius, my gasheer, en ook die hele gemeente groet julle. Erastus, die penningmeester van die stad, en die broeder Quintus groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus sy met julle almal. Amen. Aan hom dan wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeue lank geswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese geskrifte bekend gemaak is onder al die heidene volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid aan die geloof, aan die alleenwyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help om ook te begryp in hierdie teks wat nie maklik is nie, maar terselfdertyd ook nog saaklik is vir ons om te verstaan wat die Here vir ons wil leer. Kom ons bid. Here, ons dankie vir u woord en dankie dat u woord steeds tot ons harte spreek deur die werking van die Heilige Gees. En ons begeer, Here, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar dat hierdie woord ons sal aanmoedig. Ons sal aanmoedig om daders van die woord te wees, dat ons sal leef soos die verse vir ons wys, om u te verheerlik met alles in ons. Dat ons sal ywerig wees, soos die verse ons aanmoedig, om die evangelie van Jesus Christus uit te dra na die nasies. En dis my gebed, Here, dat u ons ywerig sal maak om diensbaar te wees, ook deur die woord. Lei ons dan nou en leer ons deur die woord, in Jesus naam bid ek dit. Amen. Dis 'n seën om saam met ander gelowiges te wees, en terwyl Paulus nie nou by die gelowiges in Rome kan kom nie, was hy by medegelowiges terwyl hy hier in Korinthe was. En sommige van hierdie gelowiges noem hy nou by die name, want hulle stuur soos Paulus en saam met Paulus stuur hulle ook groete vir die gemeente in Rome. Ons weet nie of hierdie persone wat groete stuur die mense in Rome geken het nie, en ons weet nie of die mense in Rome van hulle bekend was nie. Dit weet ons nie verseker nie, maar een van hulle is sekerlik aan ons goed bekend. En dis daai heel eerste naam wat Paulus daar noem, Timotheus. Timotheus is die jong man aan wie Paulus 2 briewe geskryf het, 1 en 2 Timotheus, en ons weet dat hy was die predikant van die gemeente in Efese gewees, uiteindelik. Maar nou tans was hy nog saam met Paulus op reis, en was hy saam met Paulus in Korinthe. En Paulus beskryf hom hier op een van die mees ware en eerlike beskrywings wat daar kan wees. Hy is my medewerker. Hy was Paulus se hande en voete oral waar Paulus gegaan het, soos ons weet. Maar die ander persone wat hier in die lys genoem word, meeste van hulle weet ons eintlik niks meer van as dit wat hier staan nie. En so Lucius, Jason en Sopater, al wat ons van hulle weet, is dit wat hier staan, dat hulle was Paulus, wel die ou vertaling vertaal met stamgenote, daai selfde Griekse woord, terwyl dit gebruik word vir stamgenote, of mede Jode dan nou, word ook baie keer gebruik om te verwys na sy persoonlike familie. So ons weet nie met sekerheid nie, want soos ek sê, die woord word vir albei gevalle gebruik, so dit mag dalk van sy familielede wees, maar nietemin weet ons ten minste, hulle was Jode, soos wat Paulus 'n Jood was. Van Erastus weet ons ook niks anders wat in vers 23 genoem weet ons ook niks anders as dat hy was die penningmeester van die stad nie, en van Quintus weet ons ook niks anders as dat hy 'n medegelowige was, nie, want Paulus noem hom 'n broeder. Met ander woorde, hy was 'n medegelowige. En dit laat dan 2 name van wie ons iets weet. Ons weet van Tertius, dat Tertius
was Paulus se sekretaris wat geskryf het. Onthou, Paulus en die vermoede is moontlik, onthou dis maar net 'n spekulasie dat Paulus swaksiende was, dat dit sy doring in die vlees was, selfs moontlik, dis spekulasie, maar dat Paulus het altyd iemand gehad wat vir hom geskryf het. So hy het gedikteer en iemand het maar net neergeskryf, en dit was in hierdie geval, was dit Tertius, en dan Gaius is amper sekerlik die nuwe bekeerling waarvan Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 14 praat, wat Paulus op daai spesifieke oomblik gedoop het. En wat sê Paulus vir ons hier in die teks? Gaius was Paulus se verblyf terwyl hy in Korinthe was. Hy het by Paulus het by hom gebly, en vermoedelik wil dit voorkom uit die manier hoe die Grieks geskryf is, dat die gemeente ook in sy huis vergader het. Dis hoekom dit direk in dieselfde konteks, selfde vers gesê word. Maar hier's die punt. Paulus is omring met ander gelowiges. Gelowiges wat sy hart deel. Gelowiges wat hom op verskeie maniere bedien het. Terwyl sy verlange nou was om te gaan na Rome en die gemeente in Rome te ontmoet, was sy verlange verlig deur die feit dat hy deur die medegelowiges bedien was waar hy nou was. En hulle stuur saam met hom groete. En hulle ondersteun Paulus en hulle dien die Here soos wat dit in 'n gemeente hoort, is dit nie. Dit hoort so in 'n gemeente, dat ons groete sal stuur en bly sal wees om te hoor van ander gelowiges. Dit hoort in 'n gemeente dat ons mekaar sal ondersteun. Dit hoort in 'n gemeente dat ons voluit sal dien, die Here sal dien en geleenthede soek om hom te dien. Maar dit bring ons dan by dit wat Paulus eintlik hier in hierdie laaste deel wil sê. En hierdie mense wat nou saam met Paulus is saam met hom, wanneer hy uiteindelik hierdie gemeente vaarwel toeroep in hierdie laaste woorde. En dis ons fokus vanoggend onder hierdie titel aan God, al die eer. Die verheerliking van God, verheerlik God vir die genade van ons verlossing. Dis ons verantwoordelikheid elke dag, om hom te verheerlik en te dank vir sy genade. En ons kyk dan vanoggend na 3 kernwaarhede uit hierdie laaste woorde. Vers 25, eerstens sien ons daar die krag van God. Die krag van God. Nou, dis die wonderlike ding van gereformeerde leer. Dat die gereformeerde leer is die enigste leer wat ons 'n absolute sekerheid gee van die krag van God. Want dis nie net die krag van God wat ons kan red uit die duisternis nie, maar dis die krag van God wat ons as gered kan hou tot die einde toe. In Romeine 1 vers 16 het Paulus nou al reeds vir ons gesê dat die evangelie, dis belangrik dat julle die woorde hier oplet, die evangelie is die krag van God tot redding van elkeen wat glo. Geloof is nie my en jou bydra nie. Nee, dis die kragtige werking van God wat ons uit die duisternis na die lig bring, wat ons red. Maar wat sê vers 25? Vers 25 sê vir ons, dis nie net die krag van God wat ons in staat is om ons tot geloof te bring nie, maar dis die krag van God wat in staat is om ons in die geloof te hou tot die einde toe. Vers 25, aan hom wat magtig is om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus. Nou daai woord wat met versterk vertaal is daar in julle teks, verwys ook na vestiging of vasmaak, as ek dit so kan stel. Dieselfde woord word byvoorbeeld gebruik in Handelinge hoofstuk 14 vers 21 en 22, Handelinge 15 vers 41 en ook in Handelinge 18 vers 23. Dieselfde woord word gebruik en daar is die konteks, Paulus en ander sendelinge gaan terug na die gemeentes wat hulle geplant het, om hulle te vestig in die waarheid van die woord. Om seker te maak, hulle het nie afvallig geraak nie. Gebruik dieselfde woord wat hier vertaal is met versterk. En 'n ander plek wat ek dink nog meer behulpsaam is, Paulus gebruik dieselfde woord in 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 8 en Kolossense 2 vers 7 om te sê dat Jesus
die ware gelowige bevestig tot die einde toe. Bevestig tot die einde toe. Die ware gelowige is gered deur die krag van God. En die ware gelowige sal in daardie geloof gehou word tot die einde toe deur die krag van God. Ons is veilig in God se hande. Kom ons dank die Here vir dit. Dank die Here vir daardie wete dat terwyl daar tye kom wanneer ons mismoedig raak, terwyl daar dinge kom wat ons lewe heeltemal ondersteboven gooi, terwyl daar baie dreigemente en invloede is wat wil maak dat ons afvallig sou word, sal ons nie afvallig word nie. Die ware gelowige sal volhard tot die einde, nie omdat ons so styf aan God vashou nie, maar omdat God in sy krag ons vashou en ons nie gaan los nie. Dank die Here vir gereformeerde lewe. En dis die waarheid wat vasstaan. Dat God is magtig om julle te versterk volgens my evangelie, volgens die prediking van Jesus Christus om te volhard tot die einde toe. Nie in my eie krag nie, maar alleen deur die genade van God wat my vashou. Daar is ons hoop. Die tweede waarheid wat ons nou moet kyk hier in ons teks is die evangelie van Jesus Christus, daar in vers 25b en vers 26. Paulus sê evangelie, let op hoe Paulus dit hier skryf, hy sê in vers 25, en hom wat magtig is om julle te versterk, volgens, en dis waar ons fokus is, daarvan volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus. Wat is Paulus se prediking? Wat is Paulus se evangelie? Paulus se evangelie is die prediking van Jesus Christus. So hy sê dieselfde ding 2 keer oor om 'n punt te maak. Paulus se evangelie, wat Paulus gepreek het, was die prediking van Jesus Christus. En dit is wat die krag van God is, die eerste deel van die vers, tot redding van elkeen wat glo en om ons te hou in daardie geloof. En dit het na ons toe gekom. Hoe het God se evangelie na ons toe gekom? Hoe het die prediking van Jesus Christus na ons toe gekom? Deur mense soos Paulus is dit nie. Wie ook al dit was met jou die eerste keer die evangelie gedeel het, dit het na jou toe gekom deur mense, deur die prediking van die woord. Paulus sê in Romeine 1 vers 1 tot 3, hy sê, ek is 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel. Ek het nie myself aangestel nie, ek is 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. En dit is die evangelie, sê hy, daai evangelie van God is die evangelie aangaande sy seun, Jesus Christus. Dis God se evangelie waardeur hy mense deur sy krag red, maar dit kom tot ons deur mense soos Paulus en ander evangelieverkondigers. En die enigste manier hoe ek kan sê, ek verkondig dat my evangelie is God se evangelie, is as ek die evangelie van Jesus Christus verkondig. As Jesus Christus my prediking is. En dit was presies so met Paulus, is dit nie, want 1 Korintiërs 2 vers 2, wat sê Paulus, my evangelie? Ek het myself voorgeneem om niks anders onder julle te ken, behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Niks anders het ek onder julle geken as dit nie. Paulus se evangelie was God se evangelie, dit was die evangelie tot redding van elkeen wat glo, dis die evangelie wat versterk elke ware gelowige en sal hom sal lei om te volhard tot die einde. Hoekom? Want die evangelie van Paulus, die evangelie van God, is die prediking van Jesus Christus. En daarom is dit die krag van God. Daarom is dit die krag van God wat kan red. Dieselfde is waar van enige prediking waarna jy luister. En sy Jesus Christus verkondig word as die enigste hoop en saligheid. Is dit nie God se evangelie nie. En is dit nie in staat om jou tot redding te bring. In 'n redding wat tot ewig is.
is nie magtig om jou te verlos tot die einde toe, tensy dit die verkondiging van Jesus Christus en hom as gekruisigde is nie. Hierdie evangelie wat Paulus verkondig, wat die prediking van Jesus Christus is die krag van God tot verlossing, wat sê Paulus dan verder hier in ons teks, wat vir eeue lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is. Dit is nou bekend gemaak, maar dit was altyd verborge. En waarna verwys dit? Dit verwys na die Ou Testament, is dit nie? In die dae van die Ou Testament was dit die verborgenhede, dit was nie geheel en al verborgen nie, natuurlik weet ons dit, nee. Want ons sien al van Genesis hoofstuk 3 vers 15, wat sien ons? Die saad van die vrou en die saad van die slang, verwysend na Christus. Die belofte wat God aan Abraham maak in Genesis 12 vers 3, dis die eerste keer wat dit gemaak word, dit word oor en oor herhaal. Maar progressief word dit meer en meer duidelik, elke keer wanneer dit herhaal word, dat daar die belofte verwys nie na Isak nie, maar verwys na Jesus Christus. Jy lees die psalms, jy lees die profeet Jesaja, daai twee boeke in besonder, die beloftes van die Messias wat kom, soos amper soos 'n refrein in daardie boeke is dit nie. Dit is amper elke 10de vers. Is dit duidelik dat dit verwys na Jesus Christus. Maar ons kyk terug. Ons kyk terug en ons kan sê dis Christus. Maar in die oomblik van die Ou Testament, toe daardie mense geleef het, was dit nie vir hulle so absoluut duidelik nie. Dit het eers klinkklaar duidelik geword toe Jesus self gekom het. En toe Jesus self sy disippels uitgestuur het in hierdie wêreld, Matteus 28 vers 12 en vers 20 tot vers 20, na al die nasies toe. Dit het eers duidelik geword op Pinksterdag, toe die Heilige Gees uitgestort het, en Jesus weer eens in Handelinge 1 vers 4 tot 8, sy disippels uitgestuur, dat hulle moet getuies wees in Jerusalem en in Judea, ja, maar nie net in Jerusalem en Judea nie, maar ook in Samaria en tot in die uiterstes van die aarde. Die evangelie nie net vir die Jode nie, maar vir alle nasies. Vir alle nasies. Die verborgenheid wat deur die prediking van Jesus Christus in die evangelie geopenbaar was, is hierdie waarheid. Dis belangrik. Die waarheid wat geopenbaar is, dit wat verborge was, is dat die verlossing was nog nooit net vir die Jode nie. Was nog nooit net vir Israel. Maar soos Kolossense 1 vers 27 vir ons sê, dit is ook vir die heidene. Soos Efesiërs 3 vers 6 vir ons sê, die heidene is mede-erfgename, medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Sodat, soos Galasiërs 3 vers 28 vir ons sê, daar nou nie meer Jood of Griek is nie, maar hulle is almal een in Christus, een liggaam in Christus. Die evangelie van Paulus is die prediking van Jesus Christus, en dit is die krag van God, wat die vermoë het om mense te red, en in die geloof te hou, uit elke stam, nasie, volk en taal. Dis die ware evangelie. Dis die enigste evangelie wat vir ons ewige hoop kan gee, want dis die evangelie van Jesus Christus, die verlosser, die goeie nuus van God, die goeie nuus wat ons moet verkondig aan hierdie wêreld. En dit bring my dan by ons laaste punt, die evangelisering van die nasies. Dis ons verantwoordelikheid, nee. Die evangelisering van die nasies. Vers 26b, nou vers 25b sê dat die evangelie is 'n verborgenheid, wat vers 26a geopenbaar is,
En daarom nou, vers 26b, bekend gemaak is onder al die heidene. Daar's 'n drievoudige proses in die manier hoe God hierdie bekend maak. En ons verantwoordelikheid is om daardie drieledige proses in ons eie lewe te gaan uitleef. Ons het 'n verantwoordelikheid om die evangelie te gaan bekend maak. Eerste deel van die proses waarop dit bekend gemaak word, dit word bekend gemaak deur die skrif. Luister wat sê Paulus waar hy sê, dit word bekend gemaak deur die profetiese geskrifte. Dit verwys na die Ou Testament. Dit wat jare lank aan Israel bekend was, wat hulle bestudeer het elke dag van hulle lewe, dit wat hulle lewens opgerig het, soos ons weet, die Ou Testamentiese volk. Maar met die koms van Jesus Christus het daardie Ou Testamentiese geskrifte nuwe betekenis gekry. Sodat niemand vandag as 'n gelowige die Ou Testament kan lees sonder om te sien dit verwys na Christus. Niemand kan vandag die evangelie lees, die Ou Testament lees en nie sien dit verwys na Christus. Romeine 3 vers 21 tot 23 sê dat die Ou Testament of die geregtigheid van God, sê dit, is deur die geloof in Jesus Christus. Die geregtigheid van God is deur geloof in Jesus Christus. En dan sê Paulus daar, en daarom is die geregtigheid nou sonder die wet. Word nie geregtig op grond van wetsonderhoud nie. So nou dink jy by jouself, okay, so die wet is nou by die deur uit. Nee, dis nie wat Paulus sê nie. Want wat sê Paulus volgende? Terwyl dit geregtigheid sonder die wet is, getuig die wet en die profete daarvan. Die wet en die profete, die hele Ou Testament getuig van die geregtigheid wat alleen gevind kan word in Jesus Christus. Jy kan nie die Ou Testament lees sonder om die heenwysings van Jesus Christus oral te sien nie. En ons is in goeie geselskap as ons Christus in die Ou Testament kan sien. Weet julle hoekom? Want dat Paulus sê vir ons in Handelinge hoofstuk 17, Paulus sê dit nie, maar Lukas vertel vir ons in Handelinge wat Paulus gedoen het. Handelinge 17 vers 1 tot 3. Paulus het op Sabbat het hy in die sinagoge gaan preek, volgens wat sy gewoonte is, sê Lukas vir ons. En hy het gepreek uit die Ou Testament, en wat het hy gedoen uit die Ou Testament? Hy het vir die Jode uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode moet opstaan. Uit hulle eie geskrifte. Uit die Ou Testamentiese geskrifte. Die Nuwe Testament in Jesus Christus beteken dat ons nou die Ou Testament moet lees met nuwe oë. Oë wat gerig is op Jesus Christus as die enigste hoop. Hy was nog altyd God se enigste hoop. So dis die eerste ding, die manier hoe die evangelie bekend gemaak word aan die heidene is deur die geskrifte. Maar tweedens dan, dis ook deur die bevel van die ewige God, sê Paulus. God het beveel dat ons die evangelies na die heidene toe moet neem. En die bevel van God is presies dieselfde bevel as wat Jesus se bevel was aan sy disippels, nê? En wat was die bevel? Matteus 28 vers 19, ons ken dit. Gaan na al die nasies en maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dieselfde woorde word herhaal in ander terme in Handelinge hoofstuk 1 vers 8 by Pinksterdag wanneer Jesus hulle weer uitstuur. Die punt is God se ewige bevel was dat die evangelie moes uitgegaan het na al die nasies toe. Sodat daar geen onderskeid mag wees. Geen onderskeid mag wees tussen Griek en Jood, tussen Afrikaner en Zulu nie. Daar is geen onderskeid nie. Ons is almal een volk van God in Christus Jesus. Ons is almal een volk van God in Jesus Christus. En as een volk van God in Christus is die laaste ding wat die bekendmaking aan die heidene,
Die verantwoordelikheid wat ons dan nou het in die bekendmaking van die heidene is dat ons het 'n verantwoordelikheid tot geloofsgehoorsaamheid. Gehoorsaamheid van die geloof. Nou geloofsgehoorsaamheid in Romeine hoofstuk 1 vers 5 sê Paulus, hy sê dis hoe ek en jy moes reageer die eerste keer toe ons die evangelie gehoor het en tot geloof kom. Daai tot geloof kom was geloofsgehoorsaamheid. Ons het gehoorsaam geword aan die geloof. So daar in daai oomblik moes ons geloofsgehoorsaamheid toegepas het, anders is jy nie 'n ware gelowige vandag nie. Maar daai geloofsgehoorsaamheid het nie daar geëindig nie. Geloofsgehoorsaamheid is iets wat ons vir die res van ons lewe aanhou doen. Ons bly gehoorsaam aan die geloof. Ons moet volhard in geloofsgehoorsaamheid. Dis 'n lewenslange reaksie op God se onverdiende genade teenoor ons. En so as ons die skrif, die Ou en die Nuwe Testament lees, dan lees ons die evangelie van Jesus Christus. Lees ons die prediking van Jesus Christus wat geopenbaar is, nie net vir Jode nie, maar vir alle mense uit alle nasies. En al daardie mense en ons self word dan geroep tot geloofsgehoorsaamheid vir die eerste keer en vir die 1000ste keer. Ons moet gehoorsaam wees aan die evangelie van Jesus Christus. Hy is die alleenwyse God, sê Paulus in afsluiting. Wie se wysheid geopenbaar is deur Jesus Christus. God se wysheid is openbaar net in Jesus Christus. Ons kan God se wysheid net sien in Christus. Luister hoe stel Paulus dit en ander skrywers dit in die Nuwe Testament. Kolossense 2 vers 3. Christus in wie die skatte van wysheid en kennis verborge is. God se wysheid is in Christus verborge. Hy is die skat wat ons moet najag. 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 24 sê dat die kruis is die wysheid van God tot redding van elkeen wat glo. 1 Korintiërs 1 vers 21 sê dat die dwaasheid van die prediking het die wysheid van God geword. Die dwaasheid dat iemand sterf en dit red my. Dit is die wysheid van God. En Efesiërs hoofstuk 3 vers 10 sê dan vir ons dat daardie wysheid van God is die manier waarop hy mense uit elke stam, nasie, volk en taal sal red. Met die uiteindelike doel, hier is God se doel in sy wysheid. Efesiërs 1 vers 10. Om almal onder een hoof in Christus te verenig. Die krag van God is wat ons in staat stel om die eerste keer die evangelie te glo. Die krag van God is dit wat ons in staat stel om aan te hou om die evangelie te glo en te volhard in die geloof. En broer en suster, die wysheid van God moet ons elke dag versom. Ons moet nooit ophou om versom te staan oor God se wysheid. Die evangelie van Jesus Christus, waardeur ons gered is. Nooit moet ons ophou om versom te staan. Onthou julle 'n paar weke gelede toe ons gekyk het na Romeine 11 vers 33. Paulus sê dis hoe Paulus reageer toe hy dink aan die wysheid van God. Oor diepte van die wysheid, van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspreeklik is sy weë. Ons kan nooit ophou nie, ons moet nooit ophou om God te dank. Ons moet nooit ophou om God te loof vir sy wysheid wat ons deur die dwaasheid van die kruis gered het. En inderdaad kan ek dit bysê dat sy wysheid is iets waaroor ons vir ewig hom sal verheerlik. Ons sal nooit ophou nie wanneer ons hierdie wêreld verlaat en ons gaan na die volgende wêreld, die wêreld waarin ons in sy teenwoordigheid gaan wees onophoudelik.
Wat sê Openbaring 7 vers 12, wat gaan ons doen as sy verloftes? Wat gaan ons dag vir dag die Here toesing as die gelowiges? Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die ere en die krag en die sterkte van ons God tot in alle ewigheid. Ons sal nooit ophou nie. Ons sal nooit ophou om God te dank vir sy wysheid wat ons gered het deur Jesus Christus. Maar ons moet nou reeds begin. Ons moet nou reeds begin deur om dag vir dag te lewe, om hom te verheerlik en hom te loof en hom te verkondig aan die nasies, sodat sy bevel deur ons uitgevoer sal word. Mag ons nooit ophou om verstom te staan oor die uitsonderlike wysheid van God, tot redding van elkeen wat glo. Amen. Kom ons bid. Ons kom vanoggend, Here, in absolute afhanklikheid van U. En die besef, Here, dat alles wat ons het, is dit wat U vir ons gegee het. Dat al hoop wat ons het, is dit wat 2000 jaar terug aan die kruis gebeur het. En dat daar niks is wat ons kan bydra tot ons verlossing nie. En dank God, daar is niks wat ons kan wegneem van ons verlossing. Maar daar in die kruis van Jesus Christus, die prediking van die evangelie van Jesus Christus, daarin is die ware evangelie. Daarin is ons ware hoop. En dit is hoop wat vir ewig staan. Mag ons dan, Here, hulle wees wat ywerig is om hierdie evangelie te gaan uitdra aan die nasies daar buite. En mag ons hulle wees wat nooit sal ophou om verstom te staan en nie te loof vir U wysheid. U wysheid wat ook ons gevind het. En vir ons 'n hoop gegee het wat strek verby hierdie lewe op aarde. En strek tot in ewigheid. Wanneer ons vir ewig by U sal wees. Mag ons U loof, mag ons U verheerlik vir U groot genade teenoor ons. In Christus Jesus. Amen.